so bas nie. So ons aanlyn mense het ook nou ingeskakel, ons wil vir hulle ook baie welkom sê by vanoggend se erediens. Ons is op reis saam om by Jesus te leer deur die bergrede. En ons het nou al 'n paar keer gesien waar gebeur hierdie dinge rondom die see van Galilea. Ons het gesien wie hierdie mense is. Dis 'n versameling mense van reg oor die Palestynse area, Jode, nie Jode, maar almal kry swaar en word onderdruk deur die Romeinse owerhede en ook natuurlik hulle godsdienstige leiers. Dis mense aan wie soveel reëls gegee word. Ons sê mos altyd in Engels, mense skuif die goalposts, nê. So hierdie reëls wat hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes die hele tyd gegee het, skuif hulle die hele tyd. Die mense maak dit net nooit 100% nie. So hulle sal net nooit goed genoeg wees nie. En dit het nou al geslagte lank so aan die gang gegaan. Maar daar's 'n groter behoefte by hierdie mense om te weet hulle is goed genoeg. Die oortuiging dat jy okay is, dat jy iets reg doen, dat jy aanvaarbaar is, dat jy welkom is. En dit is wat Jesus uitstraal nou ook aan hierdie bymekaar maak van hierdie menigte mense. So om aan hulle eintlik 'n boodskap te gee, maar julle is goed genoeg om te leer by my. En daar's dinge wat julle wel reeds reg doen. Verlede week het ons juist na die saligspreuke gekyk en Jesus sê elke keer, julle is dit. Vir elkeen wat so is en hierdie gedragspatroon het, julle het geluk en vreugde en salwing in julle lewe. En God wil julle gebruik om die wêreld 'n heel plek te maak. Jy weet volgende week word jy gedoop. So hy het lekker saam gesing ook, so moenie worry nie. Okay, ons gaan by die teks aansluit nou en ek wil net iets sê oor die bergrede. Dis 3 hoofstukke en dit is baie interessant wat ek hierdie week raak gelees het, is dat dis Matteus 5, 6 en 7 en daar's raakpunte in hierdie bergpredikasie en al 2 die ander sinoptiese evangelies waar Jesus vir mense dit leer in spesifieke gedeeltes kom verskillende plekke daarvoor. Maar hier het ons dit in Matteus in 'n geheel, 3 hoofstukke. Maar die interessante is hoe belangrik die syfer 3 speel in hierdie hele bergrede. Dis in 3 hoofdele ook opgedeel, nie hoofstuk gewys nie, alhoewel daar 3 hoofstukke is. En elkeen van daardie 3 hooftemas word onderverdeel en herverdeel weer ook in 3 dele en weer in 3 dele. So 3 het nogal 'n baie belangrike rol in hierdie hele gedeelte. So ons is nog steeds eintlik by die aanloop van die bergrede eintlik besig. Jesus dek eintlik nog inteendeel 'n tafel vir hierdie mense en daarom as ons na ons volgende gedeelte gaan kyk, wat ons volgende Sondag by gaan kom, Matteus 5, gaan dit eintlik uitrol in Jesus se verhouding met die wet. En wat ons vandag gaan leer oor sout en oor lig, is dit eintlik, hoe moet jy skyn? Daar's 'n kort antwoord op hierdie vraag wat Jesus self gee, hierso in vers 16, hy is nou gaan kyk, maar die res van hierdie groot hoofgedeelte gaan eintlik dan oor hoe skyn jy in die verhoudings waarin jy lewe. So kom ons gaan lees saam en kyk hoe Jesus bevestig wat reeds waar is van hierdie mense ook in hulle lewens. Kom ons lees saam vanaf vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Nou julle ken 'n klomp gebruike en ons gaan nou daarna kyk van sout. Daar in Swakopmund is die straat ook, soutstrate, baie harde pad. Dan sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. So Jesus gee eintlik klare antwoord en dan begin hy in vers 17, gaan hy stap vir stap deur oor hoe lyk so 'n lewe. So daar's 2 belangrike waarhede oor ons toestand by God. Ons toestand by God. Die eerste toestand wat ons na kyk, is die feit dat ons waarde het vir God. En die tweede belangrike ding wat Jesus uitlig oor ons toestand by God, is dat ons 'n funksie vir God het. Sout en lig. Sout en lig het waarde, maar het 'n funksie.
'n funksie. Kyk, sout is die uitdrukking van God se langdurige verbondsverhouding met sy mense. Oral in die antieke Hebreëse teks waar daar verwys word na sout en die gebruik van sout, is dit baie keer in konteks as 'n metafoor gebruik om hierdie lang getroue verhouding wat God in sy verbondsbelofte gemaak het aan die mense. Want hoekom? Ons gebruik ook sout om dinge te laat hou. Biltong poer nie net lekker omdat daar sout in is nie, maar dit is 'n preserveermiddel. Dis iets wat iets laat hou. Lig weer is die uitdrukking van hoe hierdie verhouding geleef en uitgestraal moet word. Jesus gebruik baie, Johannes inteendeel gebruik die metafoor van lig op baie ander maniere en dit gaan dan vir hom oor waarheid. Hoe om dit wat eg en waar is na vore te bring. En daarom moet ons dade in die lig wees. Mense van die waarheid. Mense wat weet ons skyn dit so. Kom ons gaan kyk gou heel eerste na dan waarde. Ons is waardevol vir God want ons is sout en lig. Waardevolle dinge om in jou huis te hê. Waardevolle dinge om in jou huis te hê. Ek is seker elke kombuis het 'n paar soutpotte in wat die kok moet kan raakvat wanneer daar gekook word. Die tweede ding oor die toestand is die funksie. Met ander woorde, dit gaan oor jou bruikbaarheid vir God. Jou bruikbaarheid vir God. Jy het funksionaliteit. Dis daaglikse gebruik. Sout en lig was dinge wat in elke antieke huishouding elke dag gebruik is. Nou let wel, hierdie sout en lig is nie ornamente en ek hou van die woord stofmagnete. Julle ken dit, nê? Daai goedjies wat so op die kaggel staan, en jy het ander name daarvoor, weet. Maar sout en lig kan nie gelos en word gebruik. Jesus sê, want anders te verloor dit smaak. En jy kan dit nie wegsteek nie. Jy moet dit nie wegsteek nie. So, ons sê baie keer van mense, man, dis nou sommer sout van die aarde mense daai. Wat bedoel ons daarmee? Wat beteken dit as ons dit sê? Kom ons kry nou 'n bietjie paar antwoorde. Ek gaan nie al die preekwerk vanmôre doen nie. Jy's baie wyse mense met insig hierso. Wat beteken dit as ons sê iemand is die sout van die aarde? Amen. Goeie mense, betroubare mense, né? Opregte mense. Opregte. Jy kan staat maak op hulle, nie waar nie? Nog 'n antwoord? Hulle is nie snobs nie. Hulle dis nederige mense, né? En hulle is konstant. En hulle is altyd bereid om te help, hulp te verleen. Diensknegte per excellence, as ons dit nou in ander taal wil sê. Met ander woorde, dit gaan oor 'n karakterkwaliteit. Net altyd my spelwerk check. Is dit reg gespel? Dankie. Dion, jy moet my help hierso voor. Dit gaan oor 'n karakterkwaliteit. Ons bedoel, as ons daardie woorde gebruik, bedoel ons daardie mense is regtig kwaliteit mense. So waarvoor kan sout alles gebruik word? Kom ons gesels so 'n bietjie. Ek het nou klaar gesê biltong gee smaak aan kos. Waarvoor gebruik ons nog sout? Skoonmaak. Wat gebruik, hoe maak dit skoon? Meng dit met jou jig. Kyk, ons kry nou raad hierso, nê? As hy. En dan wat maak dit dan bietjie krag ingesit. Okay, wat is die stoor daarmee? Ek weet as 'n fles, 'n koffievles so 'n bietjie begin smaak opbou het, 'n lekker sterk soutoplossing wat ons drukkie staan, so sout maak skoon, dit 'n reinigingsdoel. Nou weet jy dat in die plekke waar hulle reinigingsrituele met water doen in die antieke volke se godsdiens, is daar plekke waar daar min water is of omtrent geen water is nie. Dan as hulle voor 'n sekere ritueel of 'n gebedetyd of so, moet hulle deur 'n reinigingsritueel gaan. Maar nou staan nie water nie. Gebruik hulle sout. En hulle praat in die Sanskrit taal van droë ablusie. Nou die woord ablusie, ja, dis daai huisie, daai vierkantige huisie in die karavaanpark, né? Maar dit beteken letterlik reiniging. Reiniging. Die skoonmaakplek. Dis die ablusie in die karavaanpark. So, dit is 'n baie belangrike rol. Ja, dit ontsmet sere, né? Veral mondseertjies of as jy 'n seer keel het, julle wat nou so 'n bietjie plat was in die bed, bietjie
Natuurlik as daar so 'n bietjie seertjie is, kan jy lekker gorrel met dit help daarvoor ook. So dit maak skoon, dit laat dinge hou, en dit is ontsmettingsmiddel waarvan jy seer het, dit help daar genesing bring, vinniger, dit brand 'n bietjie, maar as jy ou skiet met sout, hoor daai jagter nou weer, kom dit nou uit, nê. Growwe sout, jou mense het in die haalpatrone growwe sout gegooi, nê. Ja, ek weet nou nie hoe seer dit sou gewees het, maar klink vir my erg. Nog 'n gebruik van sout. Dis deel van skoonmaak, sê hy. Waar is? Om velle te sout. Ja, om velle uit te droog sodat dit later gebruik kan word. Anders te vrot dit ook sodat dit werk ook weer bederf teen, nê. Nou nog 'n paar ander gebruike wat ek nou donderdag so 'n bietjie met die op en wakker mense al gedeel het is. Daar word vertel ook dat in die dae van die opsitkers, dan het die pa van die meisie mos nou so 'n kers vir die laaitjie gegee en sê, jy kan nou so lank soos die kers brand, kan jy vry vanaand. Dan moet jy gaan, opsitkers het hom genoem. Dan gooi hulle sout op. Daar in die dammetjie by die, daar by die put, om die put, dan brand die kers baie stadiger. Maar die jong manne dan maar 'n idee gehad, Okay, want dit laat sout laat dinge langer hou. Okay, en selfs 'n vlammetjie in 'n kers. Ek weet julle gaan dit gaan traai by die huis. Dit werk. Dit werk. So daar's geweldige baie funksies en in die antieke tyd ook, want hulle het nie yskaste gehad nie. Behalwe dat dit smaak gee, het dit hulle gehelp om hulle kos bederf teen te werk. En dan is daar 'n ander paar funksies, soos en dit het die antieke mense geweet. Sout is gebruik om nou baie keer 'n stad te vervloek. Hoe het hulle dit gedoen? As hulle 'n stad ingeneem het en hulle wil nie hê iemand moet ooit weer daar 'n vrugbare lewe hê nie, het hulle sout gegooi. Want dit maak die grond onvrugbaar. En dit is vandag gebruik ons dit ook as 'n onkruiddoder. Hulle sal soms buitekant loop hier in die week dalkie op die paadjies, dan groei daar onkruid en dan gooi ons klomp growwe sout daar en dit help om dis so 'n onkruiddoder. Maar wanneer hulle dan in die antieke dae het hulle dit geweet, hulle het die grond onvrugbaar gemaak met sout. Met sout. En dan ook was daar 'n lang tyd, dalk nog in dele van die wêreld vandag nog steeds, wat sout baie meer werd was. Baie meer werd was as goud. In handel is dit baie keer gebruik as 'n ruilmiddel. Hoekom? Want veral in die woestynareas was dit so kosbaar as jy nou jou kameel pak en jy gaan nou daarvan Mesopotamië af om in die vrugbare halfmaan Sirië om en jy gaan af Palestina deur want jy wil in Egipte en Afrika uitkom sodat jy kan gaan gaan koop daar. Graan en gom en goud, edelgesteentes en jy pak jou vrag. En op jou vrag het jy natuurlik speserye, fyn materiale, kleurstowwe, alles waarmee jy gaan handel dryf en sout. En daar in Noord-Afrika se woestyne word die kamele sout gevoer voordat hulle op hierdie lang karavaan trek gaan. Hoekom? Want dan drink hy meer water. Met ander woorde, jy sit 'n ekstra petrol tank in die cruiser. En hy kan verder loop. Julle onthou die dae van Jamie Eis se films, Beautiful People, onthou julle dit? Waar die boesman ook vir die Bobbejaan sout gevoer het, toe hol hy na 'n watergat toe kan hy water kry. So mense het hierdie ongelooflike gebruike gehad en vir ons, in ons betekenis, gaan dit oor 'n karakterkwaliteit om smaak te gee en bederf teen te werk. Nou kom ons sit dit om in 'n mens se karakterkwaliteit. Hoe gee ons smaak aan die lewe? Hoe gee ons smaak aan die lewe? Ons Afrikaanse kultuur is baie goed daarmee. Gebeur daar iets slegs of 'n ding gebeur, dis net so, dan is daar 'n grappie. En dit gee smaak in die lewe. Ons is goed daarmee. Ons gebruik humor om smaak te gee aan die lewe in 'n bietjie 'n atmosfeer wat gedemp is, wat bederf geraak het. 'n Bietjie vas te maak en uit te vas. En ons gee smaak aan die lewe deur hulpvaardig te wees, kwaliteit mense te wees wat bereid is om te help, wat betroubaar is. En as jy aan daai persoon dink, dan kry jy nie 'n wrang smaak in jou mond, jy dink ek gaan nie eers moeite doen om te vra nie, want ek weet hy gaan nee sê. Maar om bederf teen te werk, met ander woorde om teen sonde in te gaan, om 'n kwaliteit mens te wees wat aanhou en betroubaar is. Hoe raak sout laf? Ons gebruik daai woord laf. Hoe raak sout laf? Kom waar is ons die apteker? Geef my bietjie daar so chemiese insights.
Hoe word sout laf? Wat verloor? Verloor iets in sy molekulêre struktuur, natriumkloried, ons weet dit is een van die giftigste goede wat daar is, op hulle eie, maar sit hulle by mekaar, dan is dit gewone tafelsout. Nou ek het op hierdie prentjie afgekom. Ons noem onsself die sout van die aarde, maar ons is te geneig om ander al ewig te peper. Wow. Sout word laf wanneer dit misbruik of ongebruik gelaat word. En ek dink hier by die see gebeur, ons sê sout verslaan, né? Hulle begin daar so natterig raak, klammerig raak in die soutpot, en dan mense baie triks, hulle gooi rys, samp, of selfs popcorn, né? So daar gee ek julle nou lekker tips, om die sout te help, om die vog in te trek, en dis wanneer sout ook laf raak. Maar in die antieke dae het hulle baie keer, die plekke waar hulle sout geskraap het, bymekaar gemaak het op die panne, is daar baie keer brakkolle gewees, wat per ongeluk ook tussen die sout geland het. Nou vandag het ons ander maniere om die sout suiwerder te kry, deur verhittingsprosesse. Maar wat dan gebeur, is dan het jy eintlik 'n baie swakker kwaliteit sout, en hy word baie vinniger laf. En daai sout, as hulle dit agterkom, word uitgeskep, en dan het hulle ook letterlik in daardie dae eintlik pad gemaak daarmee. En dis al waarvoor dit dan gebruik kan word. Maar dieselfde met lig, ongebruik of misbruik. So lig is vir 'n donkerte gemaak. Elke huishouding het 'n lamp. En as Jesus hierdie twee metafore gebruik, van dit gebeur in 'n huis waar ek lig wil maak, hulle het nie vensters met glas gehad nie, die ryk mense het, glas het baie later eers, baie meer algemeen geraak, so hulle het 'n gat gehad in die muur, of die deur het opgestaan om in die dag lig te gee, maar as dit aand word en donker word, is hy gat toegedruk, met 'n plank, of met 'n dierevel of iets, en dan is dit pikdonker in die huis. So elke huishouding was afhanklik van daai lampie se lig, sodat jy kan sien in die donker. En net soos 'n stad op die berg, as 'n mens bietjie vandag gaan Google, en jy kyk so bietjie na die planeet, en dan sien jy hoe verlig is sekere dele in die wêreld. Jy sien waar die digte populasie voorkom, is hoe wonderlik daai lig dan skyn. Jesus sê, daar gaan oor 'n sigbaarheid, en ons wat nie net dinge sigbaar maak nie, maar ook die lewe vir mense sigbaar maak. So daar's lig in die huis, en in hierdie huis se lig bring dit koers en sekuriteit. Ek het 'n oulike storie raak gelees van 'n reisiger wat op reis was, en toe moeilikheid gekry het, en hy het gesoek na 'n huis met lig in, sodat hy, en daar het hy geweet, hy kan moontlik hulp kry. Dis daai sekuriteit wat dit vir hierdie persoon gebring het, om te weet, en net so as jy ook in 'n donker huis loop, want ons almal het mos nou ongelukkig altyd iemand in die huis wat die meubels skuif. Hulle is mos nie happy as die stoel daar staan nie, hy moet nou 'n bietjie vir 'n slag daar staan. Julle ken sulke mense, nê? En dan loop jy nou gou om 'n glas water te gaan haal. Dan praat jy in tale, en jy voeter dinge om. So dit gee koers en sekuriteit, dit gee vir ons daardie vastigheid, ek kan my rigting kry, en ek kan rigting hou. En dit is wat lig vir ons beteken. Dink nou aan jou eie funksionaliteit, jou eie gebruik, om sekuriteit vir mense te gee, en koers aan te dui in hulle lewe. Koers aan en sekuriteit vir die samelewing. As 'n stad verlig is, en mense is op pad soontoe in die donkerte, het hulle daardie sekuriteit, ek kan soontoe gaan. So, wanneer die wêreld donker raak, en onseker raak, wanneer mense begin koers verloor, dan is ons nodig. Waar leer ons hoe om koers te gee aan mense? Psalm 119, ek gaan gelukkig nou nie die hele ene lees nie, maar vers 105 sê, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ons kan nie lig wees en skyn, as ons nie God se woord ken, en bestudeer, en laat tuiskom nie. Want dis daar, en uit die woord dat ons die karakterkwaliteit kweek, van mense wat waarheid leef, en in die lig wandel. Sout en lig gaan oor die uitleef van goddelike karakter. En hoe ons liefhet, en hoe ons barmhartig is, en genadig is, en hoe ons standvastig is en betroubaar is. En dink nou net weer aan die metafoor van sout in die antieke wêreld.
Dis altyd 'n uitdrukking van God se langdurige verbondsverhouding wat vas staan. Jesus noem dit hier in vers 16, goeie werke. Laat die mense julle werke sien. Doen goeie goed sigbaar, sodat julle Vader in die hemel verheerlik kan raak. En daarom is ons oproep vanoggend, kom ons hou aan om smaak aan die lewe te gee. Kom ons hou aan om mense te wees wat vreugde saai in ander mense se lewens. Nog 'n ding wat ek hierdie week geleer het is dat die battery is nog aan, daar is ek nou weer aan. OK. Iets wat ek graag nou is ek weer aan. Moet ek stil staan? OK. Ons kan sekere situasies nie kies in ons wat ons gebeur in die lewe nie. Ongelukke wat gebeur, verliese wat ons ly, dramatiese goede wat lewensveranderend is, 'n siekte wat jou tref, 'n sterfte in die huis. Daar's soveel rampe en storms wat maar net kom oor ons pad. Maar ons het 'n keuse hoe om daarop te reageer. En een van daardie maniere en dinge is om na goedes te kyk wat vir ons koers en sekuriteit gee. En is God in sy getrouheid en sy woord. Is medegelowiges wat sout en lig vir mekaar kan wees. Jy kan kies om 'n betekenis, 'n waarde in ander mense se lewens in te ploeg deur sout en lig te wees. Jy kan kies om vreugdevol te wees, om iemand te wees van joy. 'n Dag soos vandag wat ons ook in ons geloofstaal 'n Sabbatdag noem, om tyd te wy aan die Here. Wat het God gedoen in sy Sabbatsrus? Die Engelse woord word gebruik om te sê he found delight in his work. Hy het vreugde gevind in sy werk, om terug te sit en te geniet wat jy geskep het en wat jy gedoen het. Volhard om koers te hou, sodat ook ander jou kan volg in Jesus se sleerstroom. Amen. Volgende week gaan ons 'n bietjie kyk oor hoe skyn ons, want as Jesus oor die wet praat, dan sê hy nogal vir my 'n harde ding op 'n stadium. Hy sê, as jy wil wetsgehoorsaam wees, gaan jy dit 100% moet doen. En waaroor gaan dit? Die weerkaatsing van God se karakter gaan, dis waar die wet gaan. Dan moet jy dit goed doen. Nie halfpad nie, voluit. Volgende week kyk ons daarna. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat U ons roep om sout en om lig te wees. Dankie dat U daardie kwaliteit in ons gee en sê, julle is sout en julle is lig. Julle is mense van smaak. Julle is mense met 'n karakterkwaliteit wat dinge laat hou, wat koers en sekuriteit gee deur te skyn en sigbaar dinge te doen sodat mense opgelig kan word en U verheerlik kan word. Here, wys ons met maniere hoe om dit te doen en daarin te volhard. Gee ons kreatiwiteit daarin. Gee ons kreatiwiteit in hoe ons smaak bring in 'n gesprek. Hoe ons mense bemoedig, hoe ons U verheerlik en die fokus stel op wat U kan doen as die almagtige God. En Here, mag ons ook in die voorbeeld wat ons stel, deur mense van die waarheid te wees, 'n lig laat skyn. Ook in 'n wêreld wat vol korruptheid is, vol leuns is, vol valsheid is, mag ons die mense wees wat eg wandel. En mag U daardeur verheerlik word. Mag ons verligting bring. Mag ons gif teenwerk in die kwaliteit van sout en lig. Ons bid dit, Here Jesus, in die groot naam. Amen. Kom ons gee mekaar geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Kom ons sê dankie. Here, dankie dat U vir ons sorg en dat ons ook uit U sorg vir ander kan sorg. Here, ons bid vir wysheid en insig om ook dit te gebruik tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Dankie. Weet ons druk nie gewoonlik in die skoolvakansie afkondigings uit om by die deure te gee nie, daarom hardloop hulle op die skerm. Ek het net 2 veranderinge wat ek graag wil deel met u, wat in die Brambos almanak aangedui word.
dit het betrekking op ons volgende koop en kuier. Ons het die datum geskuif. Dit sou die 7de Julie gewees het, maar dit is nog aan die skoolvakansie. En ook die span mense kans te gee. Dit gaan carry en reis wees. En dit gaan op 12de, Vrydag die 12de Julie gaan ons dan ons volgende koop en kuier hê. En dan sal binnekort daar bestellyste dan beskikbaar wees waar jy bestellings kan plaas. Ons kyk mos maar altyd nou maar wat die kostes is, sodat ons prys ook daar volgens kan bepaal. So onthou asseblief dat daardie datum skuif. Ons sal nog genoeg in die toekoms daaroor afkondig. En dan vir ons bazaar het ons altyd vleis nodig vir sekere produkte. Behalwe ons wors en ons patties en so wat ons maak, is daar redelik ander tafels wat ook vleis nodig het. So as jy weet van iemand wat vir ons daarmee kan help met 'n skenking, kontak asseblief vir my of hulle Zet wat ons bazaar koördineerder is. Ons wil 'n spesifieke skenkingsprojek wil ons ook hardloop. Ons het nou 'n klomp mense wat vir ons op ander maniere vleis skenk en insamel ook, maar dit is altyd beperk. En dit het nou 'n spesiale plek, maar ons ander tafels soos ons curry en rys en die jaffles, die boereworsrolle en al daai dinge, het ons ekstra nodig. Ons het min of meer in die omgewing van 130 kg beesvleis alleen nodig. So dis nogal 'n klompie. Maar ons het 'n plek waar ons dit teen 'n redelike goeie prys kan kry. So wat ons vir jou wil vra is, as miskien jy nog nie bestanddele wil skenk of dalk as jy vir ons 'n kontant bedrag wil oormerk, dit vir ons elektronies wil inbetaal, sê net vleis of bazaarvleis, hang af wat jou bank se ding gee nie altyd genoeg spasie vir 'n lang woord nie. Maar as jy vir ons R100 kan gee, dan kan ons baie nader kom aan daardie 130 kg wat ons nodig het daarvoor. En dan hoef ons nie so baie van ons sien nou kyk my een jagterpater my so aan van die worse vleis so te steel nie. So asseblief as jy ons daarmee kan help, dan sal dit vir ons regtig ons hande sterk maak. En as jy miskien weet van iemand wat dalk vir ons op 'n ander manier kan help, dan sal ons dit baie waardeer. Goed, dit is al afkondigings wat ek by wil sit vir vanoggend. En julle het daar vinnig Lizet, haar nommer is ook in die Braambos, ook in die artikel wat ons daar net, as jy wil kontak maak met haar. Ons lied wat ons mee gaan afsluit, is eintlik 'n gebed, wat ons Here vra, Here help vir ons om regtig helder te kan skyn in die wêreld van vandag waar ons lewe. So kom ons staan vir die sing daarvan.